Thank you, Heavenly Father God. Father, we thank you in the mighty name of Jesus, Father God. Father, we give you all the honor. We give you all the glory, Father. Father, we come against any demonic force that is not from God. Father, we pray this evening, Father God, that you will touch our hearts, Father God, that you will open up our hearts. Holy Spirit, we welcome you in this place, Father God, to come and take control and touch our lives, Father God, in every part of our lives, Father God. Father, we give you all the honor, we give you all the glory, Father God, in this place, Father God. Father, we thank you, Father God. We thank you, Father God, for your Holy Spirit. We thank you, Father, for your leadership. We thank you, Father God, that we follow your plan and not our plan, Father God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. En amen. Vanaand wil ek oor iets praat wat die Here werklik op my hart gelê het. Jy sien, daar's 'n storie van hierdie vrou wat bloedvloeiend gevloei het. Sy het al haar geld, al haar raad het sy opgegee aan mense en sy het mense vertrou, want sy het saam met daardie mense 'n pad gestap. Sy het daardie mense vertrou om haar te help en haar te vertel en haar lewe te verander. En hierdie vrou van bloedvloeiend het gehoor, daar is 'n man met die naam van Jesus. En hierdie man met hierdie naam van Jesus gaan verbykom. En sy het daar gesit en sy het geweet dat hierdie man met die naam van Jesus is haar eie oplossing. Dis haar eie persoon wat haar lewe fenomenaal kan verander, haar lewe en haar hart fenomenaal kan verander, van sy het haar geld en sy het alles gemors en sy het gegaan en sy het dokters gaan sien, maar hulle kon nie die probleem oplos nie. Hulle kon nie haar lewe verander het nie, hulle kon nie haar hart verander het nie, hulle kon haar nie genees het nie, hulle kon haar nie opgebou het nie. Al wat hulle gedoen het is, hulle het net verder en verder geld gevat, maar daar kon nie 'n oplossing gewees het nie. Sy het na duisende mense toe gegaan en nie een van daardie mense kon haar lewe verander het nie. Toe bring die Here my by 'n plek waar hy sê, 'n man van geloof en stil van krag. 'n man van geloof en stil van krag. Sommige mense preek nie net met hulle woorde nie, maar met die manier waarop hulle lewe. Dit is net 'n kenmerk van 'n waarheid, 'n man van God, 'n man wat sy krag in die Here gevind het, sy hoop op God se beloftes en elke dag gekies het om getrou te bly, ongeag wat die uitdagings van die lewe gaan wees. 'n man wat vertrou het, 'n vrou wat geweet het dat haar vertroue kan net in Jesus wees. En baie keer van ons as kinders van God, vanaand wil ek dit duidelik maak, baie keer ons as kinders van God, ons sit ons vertroue in mense, maar plaas van om jou vertroue in die Here te sit en jou geloof in die Here te sit, weet ons dat die Here sê, hy het gesoek na 'n man en hy het 'n man gekry na sy hart, en daardie man was Dawid, en daardie vrou wat bloedvloeiend gevloei het, moes nog steeds iets van haar kant af doen. En wat moes daardie vrou gedoen het? Sy moes nog steeds iets gedoen het om haar lewe te verander. Sy moes nog steeds iets gedoen het om genesing te ontvang. En sy het nie net gesit en gesien, hier loop hierdie Jesus verby nie, maar sy het ook die impatisiteit gevat om te sê, sy moet gaan en sy moet iets doen. Sy moes ook uitreik na die Here toe om aan sy kleed te vat vir genesing. En baie van ons sit daar en ons roep onsself kinders van die Here, en my vraag is, wat is 'n kind van God? Hoe lyk 'n kind van Jesus? Wat is die opmerking van 'n kind van die Here? Wat is die opmerking van 'n seun van God? Want die Bybel sê dat die mense wag vir die seun van God
om homself bekend te maak aan hierdie gebroke wêreld. En die vraag wat ek vandag vir jou vra, is jy Heilige Gees gedreven? Is jy Heilige Gees gelei, sodat mense na jou kan kyk en sien, maar jy is die oplossing, jy is die persoon wat die verandering in hulle lewe kan bring, jy is die persoon wat hulle kan opbou, jy is die persoon wat vir hulle intimiteit kan gee, om te weet dat jy is werklik 'n man van God. Want baie keer vra ek myself die vraag af, en ek kyk na hierdie wêreld waarin ons bly, en ek kyk na hierdie land waarin ons bly, en my vraag wat ek myself vra, wat het geword van die kinders van die Here? Wat het geword van die manne en vroue van God? Wanneer kom ons terug en ons soek die aangesig van God, en ons kom op die punt waar ons nie net die woord van God preek nie, maar ook die woord van God uitdra? Wanneer kom ons op daardie punt wat Jesus 'n realiteit gaan word in ons lewe? Wanneer kom ons op daardie punt wanneer ons Jesus toelaat in ons lewe? Wanneer kom ons op daardie punt wanneer ons die besluit maak en ons sê vir onsself, ek doen dit nie net vir die geld nie, ek doen dit nie net vir publisiteit nie, maar ek doen dit vir Jesus. Wanneer kom ons op daardie punt waar ons weer hier integriteit terugkry in ons lewe, en ons begin lewe, en ons begin wandel volgens die woord van God? Van gebroke mense is nie net meer buite nie, maar dit is ook binne in die kerk. Gebroke mense wil die woord van God hoor, nie stories wat ons vertel nie, maar stories wat ons vertel uit die woord van die Here uit, uit die woord van God uit. Wanneer kom ons weer op daardie plek wat God 'n realiteit word in ons lewe? Wanneer kom ons weer op daardie plek wat ek sê, ek vat Matteus 6:33 en ek soek die hart van God? Wanneer kom ons weer daar, kinders van God? Ons kan memoreer en ons kan praat en ons kan alles sê wat die wêreld wil hoor, maar wanneer reflekteer Christus in jou lewe? Wanneer sê jy met jou mond dat jy is gered deur sy genade? Wanneer wys jy sy genade? Wanneer wys jy sy genade aan die wêreld? Wanneer wys jy sy genade aan jou broer en suster wat in die huis is? Wanneer wys jy die genade van God aan jou familie, aan jou besigheid en aan jou skool? Wanneer begin jy daarin te stap en te sê, ek is 'n kind van God? Wanneer begin ons manne van vroue van God op te staan vir die woord en ophou weg te kruip en te sê, ek is 'n kind van God, maar jy sê dit agter daar waar niemand jou moet hoor nie? Wanneer wys jy die wêreld wie Jesus is? Wanneer wys ons die wêreld wie Jesus werklik is? Ek maak dit duidelik vanaand aan jou. I am saved by grace, but not by religion. Ek is hier nie om dit te doen vir die geldjie nie, ek is hier nie om dit te doen vir publisiteit nie, maar ek is hier om dit te sê, jong man, jong dogter, dit is tyd om terug te draai na Jesus toe. Dit is tyd om weer jou plek in te neem en vir die wêreld te wys. Dit is nie net daardie dagstukkies wat jy lees nie, maar is jou leefstyl wat Jesus reflekteer in hierdie gebroke wêreld. Met die Bybel as sy kompas, gebed as sy anker, wandel hy 'n pad van geloof, nederigheid en liefde. Hy herinner ons daarna wat ware moed nie net daarin lê om ooit te struikel nie, maar om teen kennis weer op te staan en vas te hou aan wat God vir ons gegee het. Om weer op te staan, Job, 'n man wat gebroken was, 'n man wat
wat vertel wat alles verloor het. Maar Job het nie net daar gesit en gewag nie. Daardie vrou wat bloedvloeiend was, het nie net daar gesit en gewag en in gesouk en gehoop, daar gaan 'n verandering in haar lewe kom nie, maar wat die besluit gemaak het en gesê het, hierdie is Jesus, hierdie is die man, hierdie is die seun van God, wat my lewe kan verander, fenomenaal en radikaal. Hy kan my lei, hy kan my genees, en vanaand wil ek vir jou sê, kind van God, maak nie saak in wat se probleem of wat se omstandighede jy is nie. Die Here sê, hier is my hand, gryp my hand en ek sal jou lewe verander en ek sal jou genees. Daniel, 'n man wat nie opgehou het bid nie, het op die einde van die dag homself in die leeukuil gevind, maar die Here het 'n plan gehad en die Here het daardie leeu se monde gesluit, want dit was 'n ware man van God wat nie opgegee het aan wat die wêreld vir hom sê nie, en nie opgegee het aan die merke wat in sy lewe is nie, maar geglo en vertrou in die ware evangelie van Jesus. En ons as manne van God moet verstaan vanaand. Ek sê dit vir jou duidelik en ek weet, daar is mense wat dit nie gaan hoor nie, maar die tyd het gekom dat jy, wat agter die payslip, wat agter die publisiteit, wat net daar is, omdat dit 'n titel is, wil ek vir jou sê, die uurglas loop uit, en dit is tyd vir jou om terug te draai na die Here toe, en sy aangesig te soek. Dit is waarop het kom vanaand. Dit is waarop het kom. Job, 'n man wat alles verloor het weer opgestaan en die Here het hom geseën. En ewen Job se familie en vriende het vir Job gesê, draai jou rug op jou God, want kyk waar jy is. En hoeveel van ons hoor daardie stemme? Hoeveel van ons word gesê, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie man materiaal nie, jy's nie vrou materiaal nie, jy's nie eerste span materiaal nie, jy's nie 'n kind wat werklik hier behoort nie, en dit maak seer, want dit is mense wat sê, ek is 'n kind van God, maar ons woorde maak mense seer, want ons wil Bybel lees, en ons wil dagstukkies lees, maar ons wys nie die wêreld wie God is nie. Tyd vir kerk speel, kind van God, het op einde gekom. Dit is tyd vir ons om ophou kerk te speel en kerk te wees. Dit is tyd vir ons om 'n refleksie te wees van wie Jesus is. Dit is tyd vir ons om die kruis op te tel en vir die wêreld te wys wie jy werklik is. Jy is 'n kind van God. Deur die kruis is jy gemartel. Deur die graf het jy saam met hom opgestaan na 3 dae. Jy is werklik 'n kind van God. Om jou hart vir die Here te gee is nie net 'n mypaal wat jy behaal nie, maar dit is 'n leefstyl wat jy moet uitleef. Dit is nie net 'n sosiale media situasie nie, maar dit is 'n Jesus reflekteer tyd. Dit is tyd vir die kinders van God om terug te kom na die huis van die Here toe. Dit is tyd vir die kinders van God om terug te kom waar hulle behoort, en dit is by Jesus. Dit is tyd vir die manne daar buite om weer 'n ruggraat te word en te sê, ek is 'n man van God, en nie te gaan en te vertel van wat in hierdie wêreld aangaan nie, maar om te vertel wat die woord van Jesus sê. Dit is tyd, manne en vroue van God. Jy moet weet, jy is aangestel. Jy het 'n amp aanvaar om te sê jy's 'n pastoor, en ek wil vir jou sê, ons los merke agter wanneer ons mense die verkeerde evangelie vertel. Dit is tyd vir die ware evangelie om dit te reaffekteer in die wêreld daar buite. Dit is tyd vir die ware evangelie. Dit is tyd vir ware manne en vroue van God om op te staan en te sê, my broer, my suster, vir genoeg is genoeg. Die Here het gekom en hy het nommer 99 gelos en hy het die laaste een gaan soek. Dit is tyd vir ons as manne en vroue van God om jou merk te aanvaar en te sê, hierdie huis is my kruis. Ons is nie geroep vir 'n verkeerde evangelie. Ons is nie geroep om chocolates om mense se monde te smeer.
'n man van God is 'n man wat in geloof stil is en die ware evangelie verkondig aan 'n gebroke wêreld waar ons vandag sit, 'n wêreld met die naam van Suid-Afrika en die kerk van God nodig, 'n wêreld wat vandag moet sê, ons kinders gaan teen gronde ter wille van ons wat van die kerk van God 'n speelietjie gemaak het, 'n game gemaak het, van 'n 99% laat ons nie die Heilige Gees beweeg nie. Dit is tyd vir ons om die Heilige Gees beweegkans te gee en toe te laat dat Jesus sal intree. 1 Korintiërs hoofstuk 16 vers 13 sê, waak en staan vas in die geloof en wees bemoedig en wees sterk. Mag die Here elke ware man van God sy hart bewaar met sy vrede, hom lei met sy wysheid en hom dra deur sy genade. Dankie vir die voorbeeld van die geloof, liefde, standvastigheid wat jy soveel mense bereik het. Dankie vir die geloof. Maar dit het tyd geword Suid-Afrika. Dit het tyd geword vir die kerk van die Here om terug te draai en die aangesig te soek. Dit het tyd geword vir die kerk van God om werklik, en die manne en die vroue van God, het dit tyd geword vir jou. Luister baie mooi vanaand wat ek vir jou sê, want dit kom uit die hart van God, en dit het tyd geword vir jou as man van God om jouself te ondersoek en jouself die vraag te vra, is jy hier om te dien of wil jy gedien word? Is jy hier om die ambt te aanvaar as 'n pastoor, of as 'n profeet, of as 'n evangelis, of as 'n leier vir die ware evangelie van God, of is jy hier om te sê, ek doen dit vir publisiteit, dan wil ek vir jou sê, jy is in die verkeerde beroep. Jy is in die verkeerde beroep. My hemelse Vader, dank vir elke man wat u dien en u met hulle hele harte soek. Dank ek vir u geloof, hulle gehoorsaamheid, hulle bereidwillig om u naam te eer, te seën met krag vir elke dag se vrede, vir elke dag se uitdaging, se vrug in u teenwoordigheid. Gee hulle wysheid om die regte keuses te bemoed, om sterk te staan, liefde om ander te dien, en laat altyd weet dat hulle u liefhet en lei en nooit alleen laat nie. In Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here julle seën.